Ons groet u weer eens in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, bly vir elkeen wat hier is, en ook vir u wat inskakel, mag u vanmôre ervaar, die Here het 'n spesiale woord, ook vir jou en vir my, die gemeente besonder bietjie rigting te gee, vir die laaste termyn wat ons binnestap, en ook met die groot verwagting van 'n nuwe seisoen, wat vir die gemeente voorlê, maar ook vir jou en vir my as individue. Vanoggend praat ek met u oor sterk of swak skakels. Sterk of swak skakels. Nou voor ek gaan lees, gaan ek so 2 of 3 stories vertel, as inleiding. Ons almal kan seker onthou toe ons nog kinders was, waar ons 2 spanne gekies het om teen mekaar te kompeteer. Nou gewoonlik het hulle altyd die leiers gevra, die sterk persoon, om nou hier span A en span B te wees. Dan sal span A nou die groep kinders jou naam uitroep, dan sal die leier van span B nou iemand anders se naam uitroep, dan kry hierdie een weer kans om daardie ou se naam uit te roep, hierdie een kry weer kans om daai een se naam uit te roep. So hulle kry om die beurt kans om mense te kies uit die groep. Nou, dit was 'n mooi manier om redelik evenredig die 2 spanne op te deel. Dis hoe ek groot geword het. Dis al 'n klompie jare terug toe ons nog buite gespeel het en sport beoefen het. En dan in die aard van die saak, die 2 leiers kies om die beurt altyd die sterkste persoon na hulle mening. Die vinnigste, die sterkste, die beste. En so gaan hulle af. Nou, hoe langer het vat om jou te kies, hoe meer is jy bewus van jou eie swakhede, jou eie tekortkominge. Dit wil vir jou lyk of hulle jou nie wil kies nie. Uiteindelik word jy dalk gekies. Maar dan hier op die einde, as dit nou onevenredige getal is, as nou 15 in die span en 15 daai span, as nog 1 oor, dan sal die een persoon wat nou die volgende een moet kies, dan sê nee, maar vat jy hom maar, my span is reg. Dan voel jy nou, jy hoort jy nergens nie, jy is die swakste skakel. Daar is ook 'n TV-program, Weakest Link, wat gebeeldsyn was. Ek dink die program het iets te doen met 9 spelers wat deelneem en om die beurt vrae moet antwoord en as jy rondte verby is, dan kies die spelers, deelnemers, wie is na hulle mening die swakste skakel, die weakest link, en dan elimineer hulle daai persoon. Dan gaan die ronde weer aan, en dan as die ronde verby is, dan elimineer hulle weer die volgende persoon. Tot uiteindelik almal geëlimineer is behalwe 2, en dan is natuurlik nou 'n valby. Weakest link. Swak skakels word uitgeskakel. Swak skakels is eintlik 'n steen des aanstoots vir die span wat eintlik wil presteer. En vanmôre wil ek met u praat oor, is jy die swak of die sterk skakel? Iets om oor te dink. Wil mense jou graag deel hê van die span? Wil jy jou graag deel hê van die gemeente? Wil hulle hê jy moet saam met hulle in die span werk, of sê hulle op die einde nee, maar vat jy hom aan? Omdat hulle dink jy nie jou deel effektief kan bydra nie. Nou, ek het nou die 4 dae kameeldoring gespeel en dit was nogal interessant om sekere goed waar te neem. Natuurlik baie mense daar om golf te speel en ons daar om te kuier en baie kuier tot laat nagte. En ons weet maar hoe dit gaan daar in die wêreld op 'n golfbaan. En ek en my partner of vernoot, 2 in 'n span vir die 4 dae. Het ook nog maar saam gespeel, ons het redelik gevaar. As ek nou dink oor 200 mense, dink ons 50 spanne van 4, wat daar was, ons op 'n stadium hier so by 15-20ste gelê, al geheel 22ste weet ek die laaste, maar toe die 3de dag het ek 'n swak dag beleef en toe kom ek nog agter, ek lyk my as die swak skakel in hierdie vennootskapie. En ek moet in my kop werk om hier deur te kom, want jy wil nie graag jou partner drop nie, jy wil nie graag die swak skakel wees nie. En nou gister toe kon ek nie anders as om op te merk,
toe ek 1 of 2 slegte hou gespeel, was het 'n goeie dag gehad gister, myself ook maar, 1 of 2 slegte houe, dan hoor ek hier agter my vloek sy. Nie lekker, oor hoe ek hierdie ou gespeel het nie. Maar sy dink ek hoor dit nie. Maar ek hoor hoe vloek sy moet ek 'n verkeerde hou speel. En duidelik is ek 'n swak skakel op daai gegewe oomblik. Die lewe is so. Die lewe het sy uitdagings. Jy moet leer om met sekere situasies te cope, as ek die Engelse woord kan gebruik. En nie was 'n goeie Afrikaanse woord nie. Nou weet niemand dit nie, in elk geval, jy weet nou wat ek wil sê. Jy moet dit hanteer. Jy moet dit hanteer. En sterk en swak skakels is oral. Die probleem, die swak skakel breek die ketting. Dis die probleem. Want 'n skakel is mos maar dit, een en die ander. En as daar swak skakel is, breek hy die ketting en hy breek die eenheid. Nou baie jare gelede, 2001, was ek 'n cricketafrigter vir die laerskool waar my seuns in gespeel het. En onder andere was ek afrigter vir onder 11 spannetjie, maar 'n klein skool, 109 leerlinge in die skool, so jou reservekrag is min. En ek was die afrigter vir onder 11 span, maar ek moes noodgedwonge oudjies van die onder 10 optrek om in my span vol te maak. So nou is daar swakker kinders. En jy moet hulle leer om sekere vaardighede te bemeester, om te kolf en te bal en veldwerk te doen. En ek het baie vinnig agtergekom, daar's enkeles wat kan presteer, daar's enkeles wat die vaardigheid kan bemeester, maar die meerderheid sukkel. Enerzijds omdat dit jonk is, anderzijds omdat dit 'n nuwe sport is, nuwe vaardighede wat moet aangeleer word. En ek besluit om dit te doen. Gewoonlik het ons Dinsdag en Donderdag oefening gehad, en so 1 en 'n half, soos 3 ure se oefening in die week, en ek het agtergekom, dit gaan te min wees om hierdie kinders behoorlik voor te berei om te kompeteer. En dan het ek pauses gevat, en dan het ek so 3 of 4 van die seuns geneem, gesê, die ouetjies wat ek dink die vaardigheid kan ontwikkel om te bou. Hulle een kant gekry pause vir 20 minute, 'n halfuur. En ekstra tyd ingesit. Want anders sou ek met 11 of 14 kinders dit nie reg kry nie. So ek het begin spesialiseer in 'n klein groepie. En die volgende pause het ek met 3 of 4 van die ouetjies wat die vermoë het om te kolf, aan hulle aandag gegee, ekstra tyd ingesit om vaardighede te ontwikkel, sodat ons uiteindelik die span op 'n vlak kan kry waar dit kompeteer. En die kerk werk dit dieselfde. Ons dink alles gebeur maar net van self. Dis 'n fout. Die woord van die Here sê die volgende, en ek gaan dit lees as vertrekpunt. 1 Timoteus 4 vers 7 vers 8. Maar verwerp onheilige en oudwydse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenswoordige en die toekomende lewe het. Nou, as jy nou met 'n fiksheidsguru wil gesels, sal hulle vir jou sê hoe belangrik is om te oefen. Belangrik is om reg te eet. Belangrik is om gedissiplineerd te wees. En dit is belangrik. Maar die Bybel vergelyk hierdie belangrikheid van jou liggaam in te oefen en op te pas eintlik as weinig nuttig in konteks met die ewigheidsbestemming. Dis beter om in jou gees geoefen te word. Dis beter om in jou gees vaardighede aan te leer wat ewigheidswaarde vir jou sal inhou. Gaan dit weer lees. Verwerp onheilige oudwydse fabels, oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenswoordige, dit is goed vir jou om hier geestelik reg te wees, maar ook toekomende lewe het, in die toekoms, ewigheid. Lees ook Hebreërs hoofstuk 5,
Hebreërs hoofstuk 5 vers 14. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Om jou geestelike karakter te bou, om geestelike vaardighede te ontwikkel, om ekstra tyd in te sit om te oefen, is nuttig vir jou en is nuttig vir die span. Uiteindelik kan jy swak skakels sterker maak. Daarom wil ek jou aanmoedig vanmôre om jou die godsaligheid te oefen. Ongelukkig, in die kerkewêreld is daar soms 'n gebrek aan reservekrag. Die bomsquad, as na die rugby kan verwys, wat daar op die bench sit om in te kom. Partykeer is hulle nie daar. En dis belangrik dat jy en ek vanmôre vir onsself sal sê, mag die Here my genade gee om my in te oefen in die godsaligheid. Mag die Here my genade gee om my gees te groei en sterk te word en vaardighede aan te leer, sodat ek uiteindelik deel van die reservekrag kan wees vir die span, die gemeente, God se koninkryk, om uiteindelik 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Meer tyd te spandeer om te oefen, soos ek tyd gespandeer het met die onder 11 span. Meer tyd te spandeer om vaardighede te ontwikkel, soos Irene in die begin toe sy begin klavier speel het, 4-5 ure 'n dag vir die klavier gespandeer het om haar vaardighede te ontwikkel. Meer tyd te spandeer in God se woord, om meer te weet wat God se woord sê, en wanneer ek dalk met iemand moet deel met sekere situasies, dat die woord van God wat in my is na vore sal kom. Dit sal alleen gebeur wanneer ek die vaardighede aangeleer het, tyd daaraan gespandeer. Nou die goeie nuus is, swak skakels kan sterk skakels word. Glo dit met jou hart. As ek net na party Bybelfigure kyk, Dawid die klein seentjie was gering geag, 'n swak skakel in die familie. Iemand wat nie gekonsidereer was om gesalf te word as die koning van Israel nie. Iemand wat nie gekonsidereer was om deel te neem aan die oorlog met die Filistyne nie. Hy's 'n jong, swak seentjie. Maar hy was uiteindelik die reus, wat die reus verslaan het. Dink aan 'n Gideon wat gesê het, ek is die swakste van my gesin, die swakste van my familie. En tog sê die engel van die Here is met jou dapper held. Swak skakels kan sterk skakels word. Jy moet net toelaat dat God jou gebruik. En die probleem is, ons sit langs die kant. Ons sit op die paviljoene middagmaal en kritiseer oor alles, en ons is nie deel van die spel. Vanmôre wil ek die gemeente aanmoedig. Kom ons word deel van die spel. Kom ons raak betrokke in die gemeente se aktiwiteite. Kom ons raak betrokke in bedieninge. Kom ons leer om vaardighede te ontwikkel, om uiteindelik die reservekrag te wees vir God, om te gebruik in 'n wêreld wat hom nodig het. Kom ons kyk na 'n paar skrifte. Efese, skien moet ek eers net wys wat 'n swak skakels en sterk skakels. Swak skakels sal wees mense met 'n sondige leefstyl binne die kerk. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Let wel, 'n gedaante van godsaligheid. Die skakel lyk reg, maar binne is dit swak. En wanneer daar getrek moet word, dan breek die swak skakel. Mense is swak skakels wanneer hulle geestelik onvolwasse is.
Nou, almal van ons begin met geestelike geboorte, en ons gaan deur die fases van geestelike groei, en daar's plek daarvoor, is nodig, maar as jy al 12 jaar oud is, in jou geestelike lewe, en jy moet nog durig jou doeke omgeruil word, is daar 'n probleem. Baie pastore en predikante moet gedurig die winde uitslaan, en doeke omruil, vuil doeke, van mense wat sê hulle is Christen. Daar's 'n probleem, hulle het geestelik nooit gegroei en nooit 'n sterk skakel geword deur geestelike volwassenheid te bereik. Swak skakels is mense wat ongehoorsaam is aan God se woord, wat hulle ore toedruk vir die waarheid. Swak skakels is mense wat nie getrou is nie. En God vra getrouheid. Uiteindelik is dit 'n kriteria om in die hemel in te gaan. Mooi so 'n goeie, getroue diensknegt van die Here, gaan in die vreugde van die Here. Dis 'n kriteria, goeie, getrou. Mense wat nie getrou is nie, is eintlik 'n swak skakel in die span. Mense wat onbetrokke is. Mense wat nie hulle verantwoordelikhede nakom nie. Mense wat nie finansiëel in God se koninkryk belê nie. So kan dit aangaan en aangaan. En uiteindelik 'n klomp swakhede identifiseer wat die ketting se sterkte komprimeer. Kom ons gaan na die sterk skakels. Sterk skakels is mense wat geestelik gegroei het. Is mense wat geloof in God openbaar, mense wat God vertrou, mense wat gehoorsaam is aan die stem van die Here, mense wat versoekinge weerstaan en beproewinge kan deurstaan. Gaan dit weer sê, mense wat versoekinge weerstaan en beproewinge deurstaan, want beproewinge kom ons pad langs. Mense wat aan die ander woorde volhard tot die einde. Dis sterk skakels. Mense wat groei in hulle gees, wat toelaat dat God hulle vorm en hulle maak en hulle gebruik tot sy eer. Kom ons kyk net na 'n paar skrifte, en ek wil nou nie te lank vanmôre wees nie. Most famous words. Maar ek wil my bes te probeer. Efesië 4 verse 11 tot 16 is seker die skrif wat vertel hoe die gemeente, elke gemeente, elke kerk behoort te funksioneer. Hier is die blueprint van hoe 'n span moet lyk. En as ek na my onder 11 kriketspan kyk en ek sien daar's gebrek aan vaardighede en ek sien ek moet van die onder 10s optrek om my span vol te maak, dan besef ek daar is nodig om vaardighede te ontwikkel en tyd te spandeer sodat daar iets kan gebeur. En baie keer, en ek wil amper sê ek toe my kop op die blok sit, die tyd wat ek daar op 10s en 11s gespandeer het in daai paar ure, ek het dalk baie beter spelers maak toe in die hoërskool gekom. Want ek het die fondasie gehad. Maar kom ons kyk wat sê God se woord hoe 'n gemeente behoort te lyk. En dis Jesus het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges, dis die gemeente. Dis die spanlede. Nie die toeskouers daar in die paviljoene nie. Net so terloops dit sê. As jy toeskouer is, jy eintlik nie deel van die span nie, jy sit daar een kant en kritiseer. Maar hy's daar om die spanlede, die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Hy's besig met equipping, sê Engelse woord. Nou die woordjie daar in Grieks is om die nette heel te maak. Dis wat die woord equip beteken. Dis soos 'n vangnet wat in die see gegooi word en hy's oral stikkend en jy trek die net op en die visse val deur die gate. So jou visse sal mense maak.
Maar die gemeente se net is geskeur en die net is nie volhoubaar nie en daarom moet die net heel gemaak word. Mense se lewens moet heel gemaak word sodat die net heel kan wees, toegerus, equip tot opbouing van die liggaam van Christus. Hier verwys na die gemeente, maar verwys ook na die breë kerk. Sodat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God tot 'n volwasse man. Tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreigheid van die mense, deur sleut om lustiglik tot dwaling te bring nie, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Iemand wat vaardig is in God se woord ken. Iemand wat standvastig is in die geloof. Iemand wat aan God vashou en getrou is, wat in die verhouding met God gegroei het, word nie heen en weer geslinger deur elke wind van leer. Jy weet wat reg is en jy bly by wat reg is. En elke gelowige moet by daai plek kom tot 'n volwasse man in Christus. Terwyl ons in liefde die waarheid betrag, soek die waarheid, leef in die waarheid. Dan sê hy, sal opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam, dis nou die gemeente, die kerk en die breë, goed saamgevoeg, saamverbind tot die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werke van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in die liefde. Hoor wat sê die woord? Hy selektief, want hy sekere goed skryf. Hy sê die ondersteuning wat elke lid gee, nie 30% van die gemeente. Nie net die pastoor en die kerkraad nie. Elke lid gee hul ondersteuning. Dis die een wat kan goed bul, dis die ander wat kan goed kolf, dis die ander een wat kan goed vang. Elkeen het 'n bydrae om te maak. En soms sal jy die bal val, maar jy sal dalk hardloop en jy sal 'n vuur kan keer. Moenie jouself as die swak skakel beskou nie. Moenie soos ek tydens die kameeldoring dink, ja, terwyl ek hoor hoe my vloek hier agterlangs binne ons, omdat ek 'n swak ou gespeel het, dat dit my moet affekteer nie. Ek speel die spel om dit te geniet. Ek is betrokke in die gemeente omdat ek God liefhet. Nie vir die kritiek wat ek kry en die aanmerkings en opmerkings wat my soms wil ontmoedig en ontstel. Efesiërs 6 vers 10 en vers 13. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dit spreek van groei. Dit spreek van om kragtiger te word, sterker te word. Meer in jou gees vaardig te word. Vers 13. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. Nadat julle alles opbring het, staande kan bly. Dit spreek van iemand wat die beproewing en versoeking van die lewe staande bly. Ek staan vas. Ek het al eeuwig gepreek, ek dink jy by die Sondagsval, in die Engelse terme, take a stand. Take a stand. Neem standpunt in. Hoekom? Want ek is kragtig in die Here. Ek kan standpunt inneem, want ek weet wat reg is. Wegraap hom nie weggeplaas het tot die tussentyd nie. Ek is net weg, ek gaan op die papiertjie op te tel. Reg, dit spreek van groei in my gees. Galasiërs 5 vers 16 en 17 wil ek graag ook net na kyk. Galasiërs 5 vers 16 en 17, dis 'n paar voorbeelde om te wys die belangrikheid van om 'n sterk skakel te word, om te groei en jou vaardighede en jou gees te ontwikkel.
Galasiërs 5 vers 16 en 17, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, so hulle nie kan doen wat hulle wil nie. Dis jou gees en jou siel en jou vlees. Dis twee spanne teenoor mekaar. Jy moet kies om in die Gees te lewe, in die Gees te wandel. So wanneer jy voel jou vlees is swak, jy in jou gees sterk kan wees. Maar as jy aan mekaar in die vlees leef, is jou gees swak. Dan is jou geestelike lewe 'n swak skakel. Wandel in die Gees. Met ander woorde, stel jou geestelike ore oop om God se stem te hoor, sy Heilige Gees se stem te volg. Dit is gewoonlik die stem van jou gewete, die innerlike oortuigings in jou hart. Dis nie goed waarop jy reageer. Wanneer jou stem van jou gewete jou aankla om daarop te reageer, dan wandel jy in die Gees. Maar om jou ore toe te druk en jou gewete te sus. Iemand het nou in die week iewers opmerking gemaak van mense wat miljoene rande gesteel het of iets, bedrog gepleeg het. Toe sê die een persoon vir die ander persoon, hulle weet nie hoe hulle kan slaap nie. Toe sê die ander persoon, hulle slaap want hulle het nie 'n gewete nie. Dit sê nogal baie, hè? Weet nie hoe hulle kan slaap nie, hulle miljoene gesteel. Sê die ander een, nee, hulle slaap want hulle het nie 'n gewete. Die mense het nie meer gewete nie, hulle wete is afgestop. Sterk skakels is mense wat volgens Filippense 4, skiens Filippense 2, vers 3 tot 5, hierdie woorde van toepassing is. Filippense 2 vers 3 tot 5, moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Sterk skakel. Sukkel nie met 'n selfbeeldprobleem. Voel nooit minderwaardig nie. Wil nie alles op homself of haarself projekteer. Leef nie vanuit die eie ek nie. Moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se. Dis deel van sterk skakel wees. Om ander se belange hoër te plaas as jou eie belange. Vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy is die sterkste van alle skakels. Hy het die gesindheid geopenbaar om andere bokant homself te plaas. Om jou bokant sy eie belange te plaas. Om terwille van jou te sterwe, sodat jy kan lewe. 'n sterk skakel. Dis iemand wat geleer het, dit gaan nie oor my, dit gaan oor hom. En dis 'n kriteria. En ek vra vanmôre, is jy 'n sterk skakel of 'n swak skakel? Jy en ek moet vanmôre onsself beskikbaar stel en sê, Here, as ek 'n swak skakel is, as hulle my nie wil kies in die span nie, of as hulle my laaste kies, help my om my vaardighede te ontwikkel, sodat ek eintlik die eerste keuse sal wees wanneer daar weer gekies word. Help my om te groei in my gees. Help my om te wandel in die Gees. Help my om te groei in my geloof. Help my om in die godsaligheid te oefen, sodat ek eintlik die eerste keuse sal wees en ek die reservekrag sal wees wanneer dit nodig is. Gewoonlik in vakansietye wat die pastoor sien, wie is die reservekrag in die gemeente. Nou, dis nog niemand geskimp wat op vakansie gaan, want die het 'n vakansie nodig. Maar partykeer sien jy dat mense is nie op vakansie nie, maar hulle bly by die huis. En trek die pastoor swaar vir die 5 of 20 mense vir hom moet bedien. En hy sukkel om mense by mekaar te kry om dalk die woord te bedien of te bid of wat ook al. Die reservekrag is nie daar. Dit gebeur in alle gemeentes. Dis nie net hier nie, weer oral.
Want ons verstaan nie dat ons as 'n span moet saamwerk. Ek sluit af. Willie het dit Sondag vir my na diens gesê, en hy het ook weer herhaal op 'n ander geleentheid, dat die Here het vir hom gewys dat die gemeente vrugbaar moet wees. Ek reg Willie. Vrugbaar. As die gemeente vrugbaar is, sal daar groei wees. Dit is eintlik vanselfsprekend. Jy sien, terwyl ek oor dit gedink het ek bietjie gaan Google en bietjie kyk rondom onvrugbaarheid. Al rondom vrou wat onvrugbaar is of 'n man wat onvrugbaar is wanneer dit kom by swangerskap. En daar's redes, daar's mediese redes. Maar daar's baie keer net leefstyl redes. En ek lees dat wanneer hulle kom by 'n plek waar hulle graag vrugbaar wil wees en kinders verwek en hulle uiteindelik mediese hulp inwin, dan sal hulle begin met 'n proses, klomp prosesse. Onder andere sal jy eens kyk na die persoon se leefstyl. Dis die eerste ding. Jy kan maar dit gaan navors. Dus agterkom hierdie persoon drink te veel, rook te veel, leef ongesond. En dit veroorsaak in 'n mate sekere onvrugbaarheid, sodat nie swangerskap kan plaasvind. Nou dit is nie algeheel nie, né? Praat nou so nie. Per geleenthede is daar dit bewys. Daar is ander mediese redes ook. En ek sny dit nou uit. Maar gewoonlik probeer hulle om die vrugbaarheid te verhoog deur te sê pas jou lewenstyl aan. Dis die eerste ding. Tweede plek begin hulle met sekere aanvullings om die vrugbaarheid moontlikheid te verhoog. En dit vind baie aansluiting by volgens 'n boodskap. Dat as ons sterk skakels wil wees, dan moet ons oefen in die godsaligheid. Ons moet groei in die gees. Ons moet sterk in God. Ons moet getrou wees, ons moet betrokke wees, ons moet deel van die span wees. Maar as ons as gemeente vrugbaar wil wees, dan moet elkeen van ons gesond leef. Dan moet elkeen van ons toelaat dat ons nou en dan sekere aanvullings kry om ons vrugbaarheid te verhoog. Spandeer tyd in God se teenwoordigheid. Ervaar hoe God jou vorm en jou maak. Ervaar hoe God jou gees rein maak, sodat daar groei kan wees. Ons laasweek met dit gepreek. Maak ruimte vir groei. Word meer vrugbaar in jou gees. En as die gemeente meer vrugbaar word, sal daar outomaties bevrugting wees in 'n nageslag. Vrugbaarheid het te doen met uiteindelik dra jy vrugte van bekering. Uiteindelik dra jy vrug van die gees. Uiteindelik is daar vrug op jou bediening. En die laaste skrif is die skrif wat Jesus verwys oor vrugbaarheid. In Johannes 15 vers 4 en 5 en vers 8. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Jy sal alleen vrugbaar wees. Jy sal alleen kan vrug dra. Jy sal alleen 'n sterk skakel kan wees as jy in Christus bly. Vers 5. Ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen. Dan is julle onvrugbaar. Vers 8. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Sterk of swak skakel, vrugbaar of onvrugbaar. Jy het 'n rol te speel. En as jy vanmôre in jou gees weet jy is 'n swak skakel, maak jouself sterk in die Here. Word kragtig in die Here. Laat toe dat hy jou temper. Laat toe dat hy jou vorm en jou maak. Maak toe dat hy
jou vermoëns verhoog, jou vrugbaarheid verhoog. Moenie soos 'n Gideon sê ek is die swakste en die kleinste en met 'n minderwaardigheidskompleks loop nie, maar weet vanmôre, God sê die Here is met jou dapperheid. God sê vanmôre vir jou, bly in my en jy sal vrug dra. Word 'n sterk skaap. Word deel en bly deel van die gemeente. En laat ons vanmôre weet daar is reservekrag. Kom ons bou die reservekrag op. Want as die gemeente gaan begin groei met die nuwe seisoen, is daar reservekrag nodig. Daar gaan mense nodig wees om ander mense na die Here toe te lei. Daar gaan mense nodig wees om vir iemand die voorbeeld te stel hoe 'n Christen behoort te lewe. Daar gaan mense nodig wees om te bedien, te bid. Die reservekrag moet opgewek word. Die swak skakels moet nie geëlimineer word nie, moet verbeter word. The weakest link moet nie dit wees nie. Maar wees vanmôre 'n sterk skakel in die Here. Kom ons bid saam. Vader, U bou U kerk en U sê die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Nogtans is ons medewerkers van U. Het ons 'n aandeel, is ons bevoorreg om deel van U koninkryk te wees. Deel te wees van die gemeente wat U bou. As medewerkers wil ons vanmôre vra dat U ons die vaardighede sal gee om hierdie gemeente effektief te bedien. Dat U ons sal help om nie swak skakels te wees nie, maar dat ons 'n sterk skakel sal wees. Wat hierdie ketting sy eenheid behoue sal laat hou. Baie dankie dat ons ook kan bid, saam met die swak en die sterk skakels, dat vrugbaarheid daar sal wees. Dat ons geestelike lewe se grondgebied sal omdolwe en dat ons geestelike grondgebied, Here, so sal bemest dat uiteindelik goeie grond sal wees waarop die saad kan val, ontkiem en kan vrug voortbring. Help ons om in U ingeënt te bly, sodat ons veel vrug sal dra waardeur die Vader verheerlik sal word. Ons bid dit alles om Jesus Christus ontwil. Amen.